baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uittreksels van Handelinge 2 vers 42 tot 47. Kom ons lees saam. Hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesnoer. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Ek wil vandag begin met 'n verhaal van Cicely Saunders. 'n Verhaal wat aangrypend is, maar 'n verhaal wat my opnuut uitdaag om na my eie lewe te kyk, met die bietjie wat in my hand is. Cicely Saunders was 'n jong vrou in Londen, oorspronklik op pad om verpleegster te wees. Sy het 'n ontmoeting met Jesus. En sy het 'n roeping ontvang om iets te doen met dit wat hy haar gegee het. Sy het geglo sy moes iets meer doen vir mense wat ly. In 'n wêreld waar sterwende mense dikwels weggesteek is, het sy gevoel God roep haar om teen die stroom op te swem, om liefde, sorg en teenwoordigheid te bring tot die mees vergete mense. Cicely het gereageer met liefde, en so het sy die hospice-beweging begin. 'n eenvoudige daad van omgee wat miljoene lewens sou raak. Sy het nie groot planne gehad nie, sy het net omgegee. En alle omgee begin by God, sy omgee vir ons. Vir Cicely is dit vir sterwende mense. En vandag in Suid-Afrika is ons bekend met die hospicebediening. Veral as iemand wat naby jou was of is met kanker gediagnoseer is. Hoe sy eksponensieel in haar wêreldjie iets van die wêreld verander het. Die uitstorting van die Heilige Gees gaan aan die kern van God se liefde. Die eerste kerk in hierdie teksgedeelte was gevorm en gedryf deur die bewussyn dat hulle deur God gekies, geroep en bemin is. En dan sê Paulus in Romeine 5, God het hierdie liefde wat hy vir hulle het in hulle harte uitgestort deur die Heilige Gees. So, die gevolgtrekking is, wanneer jy ontdek dat jy 'n geliefde kind van God is, maak nie saak jou verlede of jou foute nie, begin jy anders kyk na die lewe. Jy begin anders kyk na ander. Jy kyk met medelee, met sagtheid, met omgee. Wel, dis wat Cicely Saunders ervaar het. Dis wat die eerste kerk geweet het. En miskien in my voorbereiding tot hierdie oordenking, het ek vrae vir myself gevra en reflekteer oor my eie lewe. En dalk 'n paar vrae vir refleksie. Waar het jy laas gevoel jy is voor omgegee? Dink bietjie terug. En wanneer jy omgee ervaar het, gekry het, dink daaraan. Hoe dit jou laat voel? Deel dit. Deel dit deur dit te sê, maar deel dit om dit terug te gee. Is amper soos 'n pay it forward. Dis amper soos 'n ek kan nie anders as om dit te deel nie, want ek ontvang dit. Dalk 'n ander vraag is, wat verander in jou hart as jy weet God is naby, selfs in jou seer? En dan is die uitnodiging om te reageer op hierdie liefde en omgewing. Jakobus sê, geloof sonder dade is dood. Om te sê, ek glo dat God hierdie goed doen vir my en vir die wêreld en vir ander, is een ding. Maar om op te staan en iets saam met God te gaan doen, is iets heeltemal anders. Handelinge 2 wys ons hoe die kerk onmiddellik begin het om te doen. Hulle het hulle besittings gedeel, hulle het saam geëet en saam gebid, hulle het mekaar gedra en saam God geloof. En hulle lewenstyl het ander aangesteek. It's contagious, dit
kan dit nie anders nie. Mense gaan dit soek. So Cicely Saunders het hulle daar 'n eksponensiële groei gehad. Ons is hier vandag. Ek sit hier vandag. Jy sit waar jy is. Ons is hier vandag as gevolg van die eerste kerk wat opgestaan het en iets gaan doen het. Opgestaan het in die liefde en die omgee en die genade wat hulle van God ontvang het en deur die Heilige Gees gedryf is, gedeel het. Cicely se voorbeeld, sy het nie net gesê sy gee om nie, sy het dit gewys. Sy het gehoor waar God haar roep en op 'n klein manier begin. Luister na sterwende pasiënte, een op 'n slag. Maar God het daardie jaar gebruik om miljoene te bereik. Vandag wêreldbekende naam. Hier is iets. Hier is iets wat ek al jare lank by staan. As jy wil weet of iemand bedoel wat hulle sê, ek wil dit herhaal, hierdie is my so groot. As jy wil weet of iemand bedoel wat hulle sê, kyk wat hulle doen. My gunsteling fliek is nou jare terug, en ek gee niks van my ouderdom weg nie, maar is Forrest Gump. En Forrest Gump het gesê, nou haal ons hom aan, so in die teksgedeelte, maar hy het gesê, it's like peas and carrots. Dis een ding. Jesus het gesê, dis een ding. Jy hoef nie iets groots te begin nie. Begin klein. Bid vir iemand. Gaan kuier vir iemand. Deel wat jy het. Reageer op die liefde wat jy ontvang, deur dit uit te leef. En Ronald Rolheiser het gesê, dit is eintlik 'n heilige verpligting, wat ons teenoor mekaar het. So waar word jy uitgenooi hierdie week om iets te doen? Dalk 'n ete te maak vir 'n buurman of 'n buurvrou, dalk 'n hospitaalbesoek, dalk sê my kind weer in die oë te kyk en te sê, ek sien jou, en ek gee om. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat elke keer as ek in gedeeltes soos hierdie dink, en dank ek U dat ons saam met U kan lewe en saam met U kan werk. Ons bid dat U Gees opnuut die dinge wat U wil doen, deur ons, saam met ons, sal wakker maak in ons harte. In Jesus naam. Amen.